Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Dit is 'n bietjie koeler. Ek het myself bietjie misgis, maar toe ek nou daar by die deur staan vanoggend voordeur, dan voel ek is bietjie koeler as wat ek gedink het. Maar die winter, dit is op pad en ons voel dit. Maar dit is lekker om hier saam te kan wees. Ons is weer hierso vanoggend in die Here se teenwoordigheid, die lewende Here. En ons is dankbaar dat ons hier kan wees. Ek weet daar's mense wat ook graag hier wou sou wees, maar wat nie kan nie. So ons is dankbaar, ons kan loop, ons kan bestuur, ons kon hier na toe gekom het. Ons is dankbaar om Wally, oom is ook weer hier. Oom Wally was vir 2 weke in 'n koma. Hy het geval of sy enkel gebreek. Geval en sy enkel gebreek. En hy was heeltemal de mekaar, maar hy is ook weer hierso. So ons is ook dankbaar. Welkom ook aan oom weer aan julle. Maar baie welkom aan almal. Kom ons groet mekaar. Ons draai net aan mekaar toe. Groet die mense om jou. Ons is 'n familie. En dan wil ek vra, as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op as jy wil. Jy hoef nie, maar ons gee net 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedag. Daar so gaan om jou. Die kant is hande en daai kant. Wil jy help aan daai kant asseblief, Pieter? Bo is al nie hande nie. Daar so. Baie wel. Reguit af. Dankie. Baie dankie. Baie welkom hierso by ons. Ons hoop julle voel tuis en welkom. En dit is vir ons lekker as hierso ook besoekers is. Maar soos ek sê, ons wil hê jy moet hier bly. Jy moenie 'n besoeker bly nie. Skakel in. En dit sal vir ons ook baie lekker wees. Ons gaan vers 1 sing van die lied God is hier teenwoordig. Ons raak net so ook bewus daarvan. Ons is hier in die teenwoordigheid van die Here. En dis ook net genade. Die feit dat ons in God se teenwoordigheid kan wees. Ons is net so dankbaar vir God se goedheid. Maar ons raak bewus daarvan, want ons is nie altyd bewus daarvan nie. Ons fokus is baie keer op ander dinge. So kom ons bly sit en dan sing ons hierdie lied saam. Moet nog 'n kabel kry vir hierdie TV dat hy weer kan werk, want die goed het nou bietjie verander, die manier hoe hulle mekaar verbind is, maar dan gaan julle bietjie beter kan sien in hierdie kant. Maar ons sal nog daaraan aandag gee. Ek wil vra, wie wil die Christuskers vir ons aansteek vir oggend? Is daar iemand wat wil? Dan kan julle ook net vorentoe kom. Pieter, gaan jy?
En dis vir ons maar net 'n herinnering, Jesus leef, hy het die dood oorwin, ons is nou in lydenstyd. Ons dink nou baie na aan Jesus se lyding, sy swaar kry wat hy vir ons deurgemaak het, maar dit is om ons voor te berei vir Paasfees wat kom, die hoogtepunt van ons hele kerkjaar. So ons is op pad daartoe om weer dit te vier. Jesus het oorwin, hy is die Here, hy is die koning, hy leef. Ons vergeet dit soms. As mens kyk wat aangaan in die wêreld, kan mens dit vergeet soms, as mens daaraan vaskyk. Maar ten spyte van alles, leef hy, en hy is in beheer. Dit gee vir ons hoop. Gaan vir ons lees uit Efesiërs 1, vers 3 tot 8. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou as mens hierdie hoor, hierdie gedeelte hoor uit Efesiërs 1, dan is mens net opnuut dankbaar vir die Here se genade, dat hy ons so lief het, dat hy sy seun gestuur het om ons te kom red. Ons is vrygekoop. Ons wat glo is kinders van God, geliefde kinders van God. En ons gaan nou die Here loof, ons gaan staan en ons gaan die lied sing, God is liefde, juig ons harte. Ons sing vers 1 tot 3 saam. Kom ons staan en loof die Here. Ek lees in die week 'n verhaal, Jonathan Whalen. Hy was 'n offisier aan boord op 'n walvisboot. En hy moes toe nou by die iewers daar by die Marquesas eilande. Ek weet nie presies waar dit is nie, maar iewers daar moes hy na die inwoners toe gaan, want hulle moes nou weer voorraad gekry het vir die boot. So hy gaan toe, maar toe hy voet aan wal sit, toe het die stamhoof hom dadelik gaan arresteer. Want hy het gedog, hierdie Jonathan is 'n slawehandelaar, so hy wil nou van sy mense vat en as slawe gaan verkoop. So hy is toe gearresteer en
die stamhoof se naam was Matu. En dit was hier in 1864. En daar's toe nou 'n sendeling, James Kekela. En hy was van Hawaii af en hy het nou daar gewerk as 'n sendeling. Hy het toe gehoor wat gebeur het en hy gaan toe na die stamhoof toe en hy probeer nou vir hierdie Jonathan vry te laat kom en probeer sê, hoor jy, hy is nie 'n slawehandelaar nie. Dis nie hoekom hy is nie. Hy soek voorraad. Maar niks het gewerk nie. Totdat hierdie sendeling sy eie boot opgeoffer het in ruil dat hierdie man, hierdie Jonathan kan lewe. So hy gee toe sy eie boot en dit oorreed toe nou vir hierdie stamhoof om eerder vir hierdie Jonathan vry te laat. Maar hierdie sendeling het dit gedoen want hy het vir Jesus goed geken. Hy het geweet, dis om op te offer is eintlik deel van jou normale lewe as 'n Christen. Dit is nie 'n uitsondering of so nie, dis eintlik heel normaal. En hy het geweet hoe Jesus vir hom opgeoffer het. So dit was vir hom glad nie te veel om sy boot te gee om iemand se lewe te red nie. So dis nogals 'n treffende verhaal. Hierdie storie het ook die Amerikaanse president Abraham Lincoln geraak. Sy ore getref. Hy het dit toe gehoor en hy besluit toe hy gaan vir hierdie sendeling 'n baie spesiale goue horlosie gee. Maar dis nie eintlik dat hy iets wou gehad het nie, maar die president het net gesê, ek wil vir jou dankie sê hiervoor, vir hierdie wonderlike onselfsugtige daad. Maar vir hom het dit gegaan daaroor, hy's 'n volgeling van Jesus. Hy wil hierdie persoon in nood help, al het dit hom iets gekos. Nou ons gaan vanoggend uit Efesiërs 5 lees, vers 1 tot 2, en hierin hoor ons dat as kinders van God, moet ons God se voorbeeld volg, en ons moet leef in liefde. Kom ons, ek wil net eers 'n bietjie vertel oor die agtergrond voor ons hierdie gedeelte lees. So Efesiërs is een van Paulus se gevangenisbriewe, een van 4, en hierdie brief was eintlik bedoel aan die gelowiges in verskillende gemeentes in Klein-Asië en om hulle te bemoedig. So dit was nie gerig aan een gemeente net nie. Hy wou sommer die verskillende gelowiges in Klein-Asië bemoedig. En dit staan nou vandag bekend as Turkye. En daar was Joodse Christene onder hulle. Om net om so 'n bietjie stel. Daar was Joodse Christene onder hulle, maar die meerderheid was nie Joodse Christene. So die fokus is ook op hulle. En daar's 2 hoofdele in Efesiërs. So die eerste hoofdeel is van Efesiërs 1 vers 3 tot 3 vers 21. En hierin wil Paulus sy gehoor heroriënteer. Hy wil vir hulle beter bewus maak van die identiteit en die voorregte en die status wat hulle het as Christene, as mense wat ten volle deel is van die kerk. En daar was sekere dimensies hiervan en van hulle identiteit wat hulle nie sterk genoeg van bewus was nie. En dit beïnvloed dan mense lewe en alles. So Paulus help hulle daarmee. Hy wil hê hulle moes beter begryp wat het God in Christus vir hulle gedoen, uit genade uit. En dan in die tweede hoofdeel, dis nou van Efesiërs 4 vers 1 tot 6 vers 20, dan roep Paulus vir hierdie gelowiges om nou volgens hierdie identiteit te lewe. Julle is gered, julle is nuwe mense, maar gaan leef nou so in die kerk en in die wêreld. Mense moet dit raak sien. Moenie nou weer gaan leef soos wat julle vroeër gelewe het toe julle nie geglo het nie. So hulle lewe moet in pas kom met hulle identiteit.
Dit help nie mens weet net jy's 'n Christen en jy's vrygekoop en jy's 'n nuwe mens nie. Jy moet dit uitleef. Dit is belangrik. So die gevaar was dat hulle weer die waardes van daai samelewing, van daai nie-Jode sou aanneem of dit deel maak van hulle Christendom en dit kon nie. Hulle het heeltemal ander waardes. Vanoggend se gedeelte kom nou dan uit hierdie tweede hoofdeel in Efesiërs. So eers in Efesiërs 4 vers 1 tot 16 dan praat Paulus oor die eenheid wat daar reeds is in die kerk. Dit moet bewaar word. In vers 17 tot 24 roep hy hulle om op te hou lewe soos hulle vroeër gelewe het. Hulle moet hierdie nuwe manier as nuwe mense op 'n nuwe manier lewe. En dan in Efesiërs 4 vers 25 tot 5 vers 2, dis nou waar vanoggend se gedeelte van deel is. Dan gee hy nou praktiese voorbeelde. Hoe lyk hierdie nuwe lewe? En Efesiërs 5 vers 1 tot 2 is eintlik een sin in die Grieks. Dis die slotsin dan nou vir hierdie gedeelte. Kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, vandag kan ons net dankie sê vir u groot genade, vir u liefde, dat u ons kom red het in Jesus, dat u seun gestuur het om ons vry te koop. Here, dit is net genade. Ons kan nie genoeg dankie sê daarvoor nie. Dat ons wat glo u kinders kan wees, u geliefde kinders. Here, ons bid dat u ons sal help om seker te wees daarvan, om dit wat Jesus vir ons bewerk het, te ontvang, ons eie te maak, Here, en daarvan uit te lewe. Help ons om anders te lewe, omdat ons nuut gemaak is. Ons is nuwe mense. Here, help ons om vir u te lewe, om u voorbeeld te volg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir ons lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling, uit Efesiërs 5, vers 1 tot 2. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad en homself ter wille van ons oorgegee het, as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Ons lees net tot sover. Ek wil begin en die vraag vra, wie is jou rolmodel? Wie is iemand wie jy sê, ek wil graag hulle voorbeeld volg? Dalk is dit jou pa of jou ma of jou ouma of 'n vriend of iemand bekends. Dit is nogals belangrik om 'n rolmodel te hê. Kinders soek ook rolmodelle. Iemand wie vir hulle kan wys, hoe moet ek lewe? Wat is belangrik ensovoorts. Daar is so 'n speletjie, dalk ken van julle dit, dalk het julle dit al gespeel, of dalk toe julle jonger was. Simon Says. So, as hierdie persoon nou voor is en hulle sê, Simon Says, touch your ear, dan raak jy aan jou oor, of aan jou neus, of wat ook al. Maar as hulle nie daai woorde vooraan sê nie, en hulle sê net spring, en jy spring, dan val jy uit. So, julle ken daai speletjie, hier's nou nie eintlik baie kinders, ja, anders kon mense dit nou dalk bietjie gedoen het vanoggend. Maar jy volg daai voorbeeld van daai persoon wat sê Simon Says. Nou, daar's ook 'n bekende idioom, die appel val nie ver van die boom af nie. En dit beteken mos nou maar jy's baie soos daai persoon, of jy's net daai persoon. Sê nou maar, jy's net soos jou pa, of jy's net soos jou ma. Nou dis iets wat positief kan gebruik word, as die persoon dink die pa was 'n goeie persoon dalk, of het goeie gewoontes gehad, of wat ook al. Of dit kan negatief gebruik word, soos in, jy is net jou pa, of jy is net jou ma, jy het ook 'n kortie meer, of wat ook al. Jy is ook baie vriendelik. So ons ken dit. In vanoggend se gedeelte hoor ons ook iets van hierdie nabootsing. Ons moet die voorbeeld van God volg. Nou, Efesiërs 5 vers 1 tot 2
sluit aan by Efesiërs 4 vers 32. Hulle vers 1 en vers 32 begin albei met dieselfde Griekse werkwoord. En dit is kinesthe. En dit beteken wees. Dit is 'n werkwoord. Mens hoor in Efesiërs 5 vers 1 dan nou verder, dan sal die woordjie dan ook. Wees dan nabootsers van God. Dit is nou hoe dit meer direk in die Grieks staan. So mense moet nou 'n bietjie teruggaan en kyk wat het gestaan in Efesiërs 4 vers 32. So daarin hoor ons, wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Daar hoor mense nou veral van die vergifnis, dis die fokus daarso. Ons moet vergewe soos God ons in Christus vergewe het. Maar mense hoor ook van hierdie goedgesindheid en innige meelewing. Dan in vers 1 in vanoggend se gedeelte, dan is daar nou daai opdrag. Dat ons die voorbeeld moet volg van God as geliefde kinders. Meer letterlik sê dit, wees dan nabootsers van God, soos geliefde kinders. Ons moet nabootsers wees van God, sy voorbeeld volg. Die 1983 vertaling sê, begin nou met omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. So dis nie, mens doen dit nie om 'n kind van God te word, dit is omdat mens 'n kind van God is, omdat hy mens lief het, daarom wil jy dit doen. Ons doen dit as geliefde kinders van God. Dit is waaroor dit gaan in vers 1. So ons wat glo is kinders van God. Ons is aangenome kinders van God. Ons is aangenome lede van God se familie. Ons kon dit nie self regkry of ons verdien dit nie. Dis genade. Maar as ons glo, as ons sê dit wat Jesus gedoen het, glo ons, hy het werklik vir al my sondes betaal. Ek aanvaar dit. Dan word ons aangeneem as 'n kind van God. Maar dit sal ons nou heeltemal onlogies wees om te sê, ek is 'n geliefde kind van God, maar ek wil glad nie soos my liefdevolle Vader wees nie. Dit gaan nie werk nie. Ons as geliefde kinders van God moet God se voorbeeld volg. Sy voorbeeld is die perfekte voorbeeld. So bo alle ander rolmodelle moet dit is God ons hoofrolmodel. Die voorbeeld wat ons moet navolg. Elke dag, elkeen van ons. Ons moet nabootsers van God wees. Daar is baie voorbeelde van wat mens kan volg vir hoe jy ander moet hanteer. Maar ons moet by God leer hoe moet ons ander mense hanteer. Hoe moet ek lewe? Dalk is daar nou nog maniere hoe jy die voorbeeld van jou ouers volg. Jy is dalk nou al ouer, maar jy doen nog steeds sekere goed soos hulle dit gedoen het. Dit bly by jou. Jy volg hulle voorbeeld vandag nog. Maar wat ons moet besef is, ons kan nie uit ons eie dit nastreef nie. Ons moet dit doen vanuit ons verhouding met God. Dit is hoe ons in staat gestel word om hierdie nabootsing te kan doen. So dit is nie uit eie krag nie. Ons is afhanklik vir die krag wat die Heilige Gees ons gee. Die Heilige Gees verander ons. Plaas die liefde van God in ons harte en dit verander ons. So ons moet dit ook onthou. Dis wat die nabootsing moontlik maak. Ons verhouding met God. So aan die een kant behels die nabootsing van God. Dit wat ons gehoor het in Efesiërs 4 vers 32. Dit behels dat ons goedgesind sal wees teenoor mekaar. Mens kan ook sê vriendelik, hartlik, dat ons deernisvol sal wees en dat ons dan nou mekaar sal vergewe, soos God in Christus ons vergewe het. Aan die ander kant, jy kan daai vers 2 wys, ja, beteken dit dat ons in liefde moet leef. Liefde moet leef. Dis nie 'n bysaak nie. Dit moet ons hele lewe
beïnvloed. Ons hele liefde moet uit ons lewe uitstraal. Maar dit gaan daaroor verder dat ons leer by Christus hoe dit lyk. Hy wys vir ons hoe lyk daai liefde wat ons moet uitleef. So die nabootsing van God gaan eintlik daaroor dat ons Christus moet naboots. Hoe het hy vir ons die voorbeeld gestel? So dit maak dit heeltemal anders. Dit is heeltemal anders as wêreldse liefde. Christus het ons hy het ons kom lief hê tot die uiterste toe. Dis onselfsugtig. Dis opofferende, dienende liefde. Hy het homself kom gee, self kom opoffer om ons te red. Mens hoor daarso in vers 2, hy het homself ter wille van ons oorgegee. Hy het homself so gegee as 'n offergawe aan God. As 'n offerhande met 'n aangename geur. So dit is die liefde wat ons moet uitleef. Dit kos 'n prys. Jy moet uit jou gemaksone gaan. Soos hy sendeling. Hy moes sy boot gee om iemand anders se lewe te red. So dit is die liefde wat ons moet uitleef. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Die wêreldse liefde is baie keer maar selfsugtig, selfgerig. Ek wil ontvang. So dis baie voorwaardelik. Christelike liefde, agape is die Griekse woord, is onvoorwaardelike liefde. Ek het lief ondanks wat die ander persoon doen. Dis 'n keuse ook. Ek gaan lief hê. Dis soos om mense vyande lief te hê. Hulle gaan nie dit verdien nie. Hulle is dalk lelik met jou. Hulle is onbeskof, maar jy kies om hulle lief te hê. Want jy doen dit as 'n volgeling van Jesus. So dit is wat dit beteken as 'n mens nou hierdie voorbeeld van God moet volg. Aan die een kant, ons gaan moet vergewe, want God het ons vergewe. Ons het verlede week ook oor vergifnis gepraat. Dis nie maklik nie, maar is vanuit ons verhouding met God wat ons dit kan doen. Selfs al voel ons die persoon verdien dit nie. Maar aan die ander kant moet ons in liefde lewe. Dit moet ons woorde, ons dade, ons gedagtes, alles kom verander. Of alles moet daardeur bepaal word. So in 2 Korintiërs 5, dan hoor mens dat die liefde van Christus het vir Paulus gedring. Nou, mens kan ook dit vertaal met beheer. Dit het sy optrede en sy dade beheer. Dit het hom laat optree soos wat hy opgetree het. Die liefde van Christus. Dit het hom geïnspireer. Hy kon nie anders as om te gaan vertel vir ander nie. Om ander te gaan dien nie. Dit moet by ons ook so wees. Die liefde van Christus moet ons laat optree. Ons moet gaan lief hê. So ons moet reageer op Christus se liefde. Dit help nie ons sê net, dis wonderlik, Jesus het vir my gesterf, ek is dankbaar, maar dit stop daar nie. Ons moet ook gaan lief hê. En daar's baie geleenthede om liefde te wys aan ander. Maar dit vra iets van ons moet dit wees. Ons moet dit weet. Dit kos 'n prys. Maar dis die Heilige Gees wat ons nie net ons gedrag verander nie, maar ons wese, ons wil, ons gedagtes. Dit is wat ons in beweging bring. As ons onsself so gee vir die Here, soos klei in die hande van die pottebakker, dan verander God ons. Dat ons heeltemal anders lewe. Soos ons nie self sou gelewe het, as dit net van onsself afgehang het nie. So, dis ook eintlik my gebed, dat ons dit sal doen, dat ons regtig sal leef as nabootsers van God, maar dat ons fokus sal hou op Christus, veral in hierdie tyd ook. Nadink, hoe het hy opgeoffer? Hoe het hy sy liefde gewys? En wat beteken dit vir my daar waar ek daagliks is en gaan? Hoe kan ek hierdie liefde uitleef? Die wêreld het hierdie liefde nodig. Nou, jy kan die foto wys, Kobus, ek weet nie het van julle dit gesien nie, maar dit het die 1 April gebeur. Dis nou nie 'n April's Fool
grap nie. Dit het regtig gebeur. Daar was 'n wedstryd, 'n sokkerwedstryd tussen Mamelodi Sundowns en Esperance. Dis 'n span van Tunesië. So hulle is besig om 'n uitklopreeks en hulle het op beloftes gespeel en daar het 'n groot bekleierery uitgebreek. Daar was nogals baie mense, baie toeskouers, maar dit het blykbaar begin toe, kyk, hulle sit sulke baniere op as dit nou sokker is. So jy sit jou span se naam of iets oor jou span daarop. So daar in die geel is nou 'n voorbeeld van so 'n banier. Die Tunesiese ondersteuners, die Tunesiërs, hulle het van daai baniere afgehaal na die wedstryd. En die span van Suid-Afrika nou, die Mamelodi Sundowns, hulle het nie daarvan gehou nie. So toe sê hulle, hou op ons baniere afhaal. En toe begin die bekleierery. Toe het mense sommer mekaar geslaan en gegooi met goed en so aan. Maar daai ou met die swart klere aan, sy naam is Christian. En dit het vroeër die dag gereën, so dit was natterig. En hy het toe op 'n manier daar beland in daai posisie. Soos die mense nou maar mekaar gestamp het en goed. Ek weet nie waar hy 'n banier ook afgehaal het nie, maar toe beland hy so dat hy moet hang aan daai reëling. Maar dis op die 5de vloer. Mens sien dit nou nie op die foto so goed nie. Maar dis die 5de vloer. So daai man hang toe nou vir sy lewe, maar dis nat. Hy begin 'n bietjie gly. En niemand het hom gehelp nie, eers sy eie span se ondersteuners of sy eie land se mense nie, niemand. Ook nie van die Sundowns se span nie. Maar die ou Siboniso Masango het gesien hierdie man is besig om te gly. Hy gaan dalk doodval hierso. En hy gaan toe om die ou te help. Hy het die ou nou so aan die arm gevat en hy toe nou probeer om ophelp. Maar hy sê daar was van daai Esperance span se ondersteuners naby. Hy vra dus hulle om asseblief help. Hulle het net gesê nee. Hulle het hom met bottels gegooi. Mens kan nie dit glo nie. Hy probeer iemand se lewe red en hulle gooi hom met bottels. Hulle maak hom seer, maar hy hou nie op nie. En dit is vir my baie treffend, want hy kon maklik gesê het, ek gaan nie betrokke raak nie. Ek gaan nie hom help nie. Dis nie een van my span se mense nie, dis iemand van 'n ander land. Dalk kon hy gedink het dis mos nou eintlik 'n vyand. Kyk hoe tree hulle nou op. Ek wil net niks hiermee te doen hê nie. Maar hy het gesê daai is 'n medemens. Ek kan nie hom net los nie. So hy het baie opoffering gedoen, opofferend opgetree om betrokke te raak. Want wat hy dalk nie besef het is, as hy nou besig was met die man en die man het geval, dan was dit nou dalk 'n moordondersoek. Of hulle sou kon gesê dalk hy het hom afgestamp. Maar toe hierdie Sibo by hom nou aankom, toe hierdie Christian nou eers gedog, hy wil hom afstamp. So hy sê asseblief, moenie, ek het 3 kinders, moenie my afstamp nie. Maar hierdie Sibo sê nee, ek wil jou help. Ek wil jou ophelp. So dis net wonderlik, later, daar's 'n hele onderhoud met die Sibo. Hy het toe hom aan die sak gevat en toe op 'n manier, toe kon hy nou sy been op die rand kry en toe kon hy hom opgehelp het. Toe het hulle al twee gehuil en daai ou was ook net so dankbaar dat hierdie vreemdeling sy lewe gered het. So dit is wonderlik want dit was eintlik 'n baie donker situasie, maar daai Sibo het besluit ek gaan 'n lig wees. Ek gaan die regte ding doen. Ek gaan iemand help wat in nood is. So ek sou eers oor 'n ander gedeelte gepreek het, maar toe ek hierdie sien, toe dink ek net ek moet iets hieroor sê en dit was net vir my 'n voorbeeld van daai opofferende liefde, van om in liefde te leef. Ek gee nie om wie dit is, hier's iemand in nood, ek gaan help. Dus dit laat my weer dink aan die ou, hy was beroof, ek het die storie al vertel, hy was beroof, gewapende roof, sy kar is gesteel, hy word gelos, daar so langs die pad.
En daar was 'n taxi bestuurder naby wat gesien het wat gebeur het, maar hy wou nie betrokke raak terwyl hierdie misdadigers nou daar was nie, want hulle het gewere gehad. Hy was bang vir sy lewe, maar toe hulle weg is, toe jaag hy almal in die taxi uit en hy gaan toe na die man toe en sê, ek is beskikbaar, waartoe moet jy gaan? Sê hy net. Sulke tipe goed maak 'n groot verskil. Ons weet nie hoe die Christen dalk, hoe was hy dalk hierdeur getref nie. Mens weet nie, dit dalk sy lewe verander nie. Miskien het hy iets van Jesus se liefde so ervaar. Maar daar's baie geleenthede. Vir my, wat my ook al getref het, is toe iemand een keer, toe ek met een item staan en hulle klomp goed, hulle sê, kom voor my in die ry. Mense hoef nie dit te doen nie, maar dit tref mense. So ons as Christene moet ook in liefde gaan lewe. Dit moet die kenmerkende ding wees van ons lewe. Dis nie 'n bysaak nie, dis ons hoofroete. Ons kry hierdie liefde by God en dan kan ons dit deel met ander. So kom ons gaan leef so en kom ons wees op die uitkyk vir geleenthede waar ons kan dien, waar ons kan gaan lief hê soos wat Jesus ons lief gehad het. Mag sy voorbeeld ons inspireer. Kom ons bid saam. Here, ons hoor duidelik hoe ons moet lewe. Ons weet dit, maar ons word vandag weer opnuut bewus daarvan. Ons moet in liefde gaan lewe. Ons moet vergewe. Here, help ons om anders te wees as mense wat dalk nooit die Bybel lees of kerk toe kom of wat nie in U glo nie. U is liefde. So ons kan nie anders as om ook lief te hê nie. Ons kan nie sê ons het U lief, maar ons het nie ander lief nie. Here, daar's baie nood. Daar's baie geleenthede om net 'n verskil te maak, om 'n lig te wees. Geef vir ons daai passie, Here. Geef vir ons die moed en die bereidwilligheid. Here, gee ons krag. Help ons om uit ons gemaksones te kom. Ons kom op verskillende plekke elke dag. En daar leef ons as U volgelinge, as nabootsers van God. Help ons om dit te onthou, Here. Want daar's baie ander voorbeelde en invloede. Maar help ons om nie op die verkeerde pad te gaan nie. Om vol haat en woede te lewe nie. Selfsugtig. Here, help ons om nie apaties te raak nie. Dat ons maar net sê, ag, dit is nie my probleem nie. Ek wil nie betrokke raak nie. Wat as? Mens kan so maklik dit doen, Here. Here Jesus, maar U het U self gegee. U het so baie vir ons opgeoffer. En ons is dankbaar daarvoor. Daarom wil ons ook onsself gee as 'n lewende en heilige offer wat vir U aanneemlik is. Dis op grond van U groot ontferming wat ons dit wil doen. Here, ons bid dat die liefde van Christus ons ook sal dring en beheer. Dankie, Here, vir U groot liefde. Ek weet daar's baie mense wat nie dalk liefde ervaar nie, wat swaar kry. Dalk in 'n huwelik of net in 'n familie of in 'n werksplek, Here, en hulle voel hulle kan nie meer nie. Mag U liefde hulle bystaan. U in U liefde. Gee hulle krag, Here, en mag hulle ook soos hierdie Sibo iemand kry wat hulle net ook 'n lig kom bring voor. Iemand wat hulle liefhet. Here, dankie dat U ons wil gebruik. U wil ons gebruik in hierdie wêreld. Help ons om van hierdie wêreld 'n beter en mooier plek te maak. Nie slegter en meer wreed nie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings gedeel word.
Goeiemôre almal, kom ons bid net saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons in staat is om ook hierdie bydrae te doen, om u diens in u diens te dien. Dankie vir die gawes wat ons ook deur die maand ontvang, waar u woord ons ook leer, Heer, dat ons volgens ons vermoë kan gee, sodat ander ook kan leef wat swaar kry. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dan sê kom ons kyk gou na die afkondigings. Ons het Dinsdag wat kom, is daar eredienskommissie vergadering. Ons vra u voorbidding daar. Ek wil ook net noem dat die kommissie is nie net vir kerkraadlede nie. As u voel u wil by een van die kommissies aansluit, kom gerus. Ons het baie mense wat groot kennis het van baie dinge hier by ons in Nooit Gedacht. Donderdagoggend, 10:00, Sonskynklub. Ons het 'n spreker. Dit gaan oor die skoene wat jy dra. Dit klink baie interessant. So ons nooi vir die uit. Kom kuier saam. Nou komende donderdag 10 April, 10:00, hier in die saal. Die vrouediens sê ook baie dankie vir al die bottels wat hulle ontvang het. Hulle het nou genoeg, so hulle kan nou hulle projekkie begin. En weer eens baie dankie vir almal wat daar vir hulle uitgehelp het. Ek het 2 name hier op die gebedslys. Marinda Zili, sy ontvang chemo, en Boy Gerber wat aansterk na operasie. Maar kom ons bid ook in die algemeen vir almal in die gemeente wat siek is. Ons weet nie van baie van die mense nie, of mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ek het een verjaarsdag, Jos hulle is nie hier nie, Jos Els verjaar vandag, en saam met haar almal in die week verjaar, baie mooi, en 'n geseënde nuwe lewensjaar vir julle. En nou moet julle nie na die dienshuis toe gaan nie, daar in die saal, daar's koffie en tee, kom kuier saam, gesels saam, en geniet 'n koppie koffie of tee. Baie dankie. Henry het nou genoem van Tannie Marinda Zeli, maar sy sê ook net baie dankie vir almal se gebede. En sy aan, sy almal se gebede, sy waardeer dit ook baie. Dan wil ek net noem van die bazaar, dit word afgekondig. Ek wil maar net weer herinner, dit is ons hoofondsinsamelingsprojek vir ons gemeente. So ons is baie afhanklik van dit. Daarsonder gaan ons nie kan aangaan nie. So dit is regtig baie belangrik en ons moet almal saamwerk. Dit is 'n gemeenteprojek. So wees deel, help hoe jy kan, waar jy kan. As jy goed kan bak of maak of so aan, laat weet vir Leandi, of as jy goed kan skenk. As jy weet van iemand wat groente kan kry, byvoorbeeld 'n boer of so, laat weet, dit kan ook baie help. Ons kort ook goed vir die wit olie van tafel, so as jy goed het wat jy nie meer gebruik nie, bring dit asseblief, of wat jy wil skenk. Maar dit is belangrik, dit moet werkend wees, dit help nie, dis iets wat niemand kan gebruik of niemand wil hê nie. So iets wat nog bruikbaar is en heel is en so voorts. Ja, kom ons maak ook weer 'n groot sukses daarvan. So ek wil dit net uitlig, daar het nie so baie goed al ingekom nie. So en ons vra net weer asseblief, as jy kan. Maar dankie vir die wat reeds ook gegee het en bygedra het. Van ons tieners is nou by die Imagine kamp, die Christelike kamp daar by Jeffreys Bay. Hulle gaan 'n bietjie terugvoering gee, dalk volgende naweek of so. Daar's van ons jong volwassenes ook, en ons glo dit is vir hulle ook 'n naweek van groei en 'n wonderlike ervaring. Dankie ook vir die donasies wat daar ingekom het, sodat van die kinders kon gaan. Ons gaan afsluit, ons slotlied is Praat ek mense engeletale, en ons sing vers 1 tot 3 staande.
Ontvang die seën van die Here en dis op grond van Efesiërs 6 vers 23 tot 24. Vrede vir julle en liefde en geloof gaan van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen. Dan sing ons gaan dan heen.